Familie, goeiemôre en baie welkom by hierdie week se oordeenkings. Hierdie week gesels ons rondom die tema van gehoorsaamheid. En die waarheid is, meeste mense begin 'n nuwe seisoen met verwagtinge en nie met 'n oorgawe nie. Ons wil vooruitgang sien, nie waar nie? Ons wil sekerheid hê, nie waar nie? Ons wil weet of hierdie jaar anders gaan wees as die vorige jaar. Maar God begin nie by die vraag wat gaan gebeur nie. Hy begin by die vraag, wie gaan jy wees terwyl jy wag? Wil jy saam met my lees vanoggend, Lukas 16 vers 10. Dit sê die volgende: As julle in klein sake getrou is, sal julle ook in groot sake getrou wees. As jy selfs 'n klein bietjie oneerlik is, sal jy nie eerlik wees met groot verantwoordelikhede nie. Familie, hierdie is dalk vanoggend 'n ongemaklike waarheid. God se grootste werk in jou lewe gebeur dikwels lank voordat jy enige uitkoms sien. Ons leef met 'n ingesteldheid dat gehoorsaamheid sin maak as ons die resultate sien. Ons bid en as daar niks verander nie, wat gebeur? Ons isoleer onsself. Ons dink ons doen die regte ding, maar as ons nie beloon word nie, raak ons moedeloos. En volgens Jesus is dit nie getrouheid nie. Volgens Jesus is getrouheid nie afhanklik van sigbare sukses nie. Gehoorsaamheid word nie gemeet aan wat dit oplewer nie. Dit word gemeet aan wie jy vertrou. En Lukas 16 vers 10 wys vir ons dat God kyk na die klein, die ongesiene dinge, die alledaagse dinge. Nie net wat jy doen wanneer mense nie kyk nie, maar wie jy is wanneer niemand vir jou 'n beloning gee nie. Wanneer jy nie iets terug ontvang nie. En ons wil groot deurbrake hê, nie reg nie? Maar baie keer toets God eers ons gehoorsaamheid. Ons vra vir meer invloed, meer seën, meer verantwoordelikheid, maar God vra, kan ek jou vertrou met wat jy nou het? En gehoorsaamheid is om aan te hou doen wat reg is, selfs wanneer dit stadig voel, dit nie erken word nie, dit nie dadelik vrug dra nie. As jy net gehoorsaam is wanneer dinge werk, volg jy nie God nie. Jy jaag net na resultate. Want God bou karakters voordat hy die verandering bring. Hy vorm jou hart voordat hy jou omstandighede baie keer verander. En baie keer is die wagtyd vir ons nie 'n straf nie, dis 'n vormingsproses. En ons weet die wat die toets deurstaan, wat gaan gebeur? Ons gaan die beloning ontvang. Die toets is daar en ons elkeen met hom slaag. En familie, ek wil jou vandag vra, dink vandag hieroor. Vra jouself, waar in my lewe meet ek my geloof aan uitkomste eerder as gehoorsaamheid? Het ek begin vra, werk dit in plaas van, is ek getrou? Hierdie week gaan ons elke dag afsluit met introspeksie vra, hoekom? Want ons moet uitkom by gehoorsaamheid. As ons dit nie gaan doen nie, as ons nie gaan gehoorsaam wees aan die klein dinge wat God ons mee toevertrou nie, hoe kan ons verwag dat wanneer die groot dinge kom, dit 'n sukses gaan wees? So familie, hierdie week maak my opgewonde, want ek glo werklik dat ons elkeen gaan stil staan by wat werklik saak maak. Kom ons bid saam. Here, waar ons hierdie nuwe week van oordeenkings begin, bid ek vandag, Here, dat U in hierdie week ons gehoorsaamheid sal toets. Ek bid regtig daarvoor, Here, dat U ons harte sal kom deursoek en vir ons sal wys dit wat nie daar moet wees nie, Here, en dat ons met wat nou in ons hande is, die beste sal maak wat ons kan. Here, ek bid dat U met ons sal wees in hierdie week, dat U werklik deur die woord met ons sal kom praat, in Jesus naam. Amen. Familie, ek is opgewonde vir hierdie week. Dankie dat jy saam met ons reis. Mag jy 'n wonderlike maandag hê in Jesus naam.